Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Die Universiteit van die Vrystaatse Sakeskool en die Klein Besigheidsinstituut het onlangs 'n reeks innoverende ronde tafelgesprekke in Botawil aangebied. Hierdie gesprekke wat plaasgevind het in Case New Holland se opleidingsfasiliteite in Botawil is gelei deur Jacques Passon van Klipkouers en het 'n platform geskep vir bedryfsleiers om kritiese kwessies in die landbouspektrum te bespreek. 'n Hoogtepunt van die geleentheid was professor Nicolien Barkhuizen se bekendstelling van nuwe landbou opleidingskursusse. Lekker leer en lekker luister. Baie belangrik eintlik, ons praat nou, ek wil sê, is tegnologie en dis toerusting en bates en geld, maar eintlik alles kom terug na een ding toe en is mense. Ek dink, soos ons almal weet, dat interessant natuurlik tegnologie is aan die orde van die dag in die 21ste eeu. Almal is verskriklik opgewonde oor IoT, almal is baie opgewonde oor die Afrika se baie jong werkers of jong populasie, maar nommer 1 is die populasie nie opgelei is nie, is hulle niks werk nie. So ons gaan daar 'n bietjie inplak en dan tweedens, as hulle nou goed opgelei is hoe werk hierdie mense saam effektief om 'n gemeenskaplike doelwit te bereik, want as jy kan hoe goed opgelei wees, as jy nie kan saamwerk nie, is dit absolute chaos. So hierdie gaan oor menseontwikkeling, opleiding en natuurlik ook die dinamiek van die spanne en strategie, hoe hulle effektief kan saamwerk. So, wat staan nie gebeur? Ek wil amper sê, ek wil terugkom wat ek vir Jaco gesê het. Kom ons praat gister, kom ons praat vandag, kom ons praat môre. Baie dankie Jacques vir die vraag en ek dink daar's baie wat besig is om te gebeur, maar dis hoekom ons vandag hier is. As ons kyk byvoorbeeld na die talentbestuurveld en dit is waarin ek meestal werk, is dat ons het geweldig baie werk al gedoen op talentbestuur in allerhande verskillende beroepe. Maar een wat absoluut agterweë bly is landbou. En ek wil eintlik die vraag vra vir u vanmiddag is dat wie hou van eet? Ja, dat is allemaal. Waar kom my kos vandaan? Landbou. Pick and pay. Ja, nee. Ja. So wat ek wil sê is dat, kom ons wees eerlik met mekaar, ons kan nie sonder die landbou nie. Dit is 'n ongelooflike belangrike veld in ons land. Dit is eintlik waar ons bestaansreg vandaan kom. En ek is baie skaam om te sê, dit is 'n veld wat vanuit 'n opvoedingsperspektief en veral vanuit 'n talentperspektief agterweë gebly het. So waaroor ek opgewonde is, ten minste sien ons die gaping tans. Ons sien ook natuurlik die bydrae wat gelewer kan word. En dis hoekom ek ons vandag hier is. Want as jy kyk na opleiding, kyk ons na 2 fasette. Die eerste een, formele opleiding, wonderlik. Ons almal gaan na universiteit toe, vorige jaar na Technikon. Ons kry natuurlik ons kwalifikasie en so aan, en wat gebeur dan? Maar dan sou ook 'n ander fase is dat, hoeveel van u wat hier sit, kom uit generasie boere uit? Wat se oupas en oumas en waar het u geleer van boerdery? Is dit mense wat noodwendig 'n kwalifikasie gehad het? Nee. So daar's 'n spasie vir hulle ook. Ek was onder andere die naweek by 'n reunie gewees van 140 jaar oud. Nou, was niemand wat 140 jaar oud is. Ek het gepraat van die longevity dividend, maar ons het soveel ongelooflike stories wat vertel kan word van ons voorgeslagte en ons vergeet dit. En wat baie belangrik is, en hierdie suksesstories wat ons moet terugbring na opvoeding toe om ook 'n nasie op te voed. So wat ek kan sê is, en dan ook 'n ander belangrike ding is dat as ons kyk byvoorbeeld na aantal beroepe in landbou alleen. Kan u vir my sê hoeveel aantal beroepe is daar in landbou? Wat is die spektrum van beroepe? Hoeveel is daar? Baie. Daar's meer as 32 plus en dan kom nog. En so wat ek vir julle wil sê is, dis 'n verskriklike breë veld.
En ons moet begin kennis neem van die tipe beroepe wat ook in die landbou is. Want op die einde van die dag, en soos ons vanmiddag gepraat het, ons het gepraat van finansies, ons het gepraat van ekonomie, ons het gepraat van artificial intelligence, verskoon Engels, maar op die einde van die dag gaan soveel verskillende velde. En as ons na talent kyk jy na 'n holistiese persoon. Jy kan nie byvoorbeeld net kyk, byvoorbeeld van 'n sielkundige perspektief, wat 'n talentvolle persoon nie. Ek moet byvoorbeeld van 'n finansiële perspektief, van 'n ekonomiese perspektief. So mens moet al daai bymekaar kan bring op die einde van die dag om 'n persoon daar buite te sit in die landbou, afhangende van die vlak waarop hy persoon funksioneer, om te sorg dat daai persoon suksesvol gaan wees. En ek wil daarbey aansluit, Nicoline, wat altyd vir my interessant is, ek sê, ek gaan dit reguit sê, ek sê altyd ons is boerbedonderd, maar ons vergeet van hierdie waardeketting waar daar sit, en daai waardeketting, en ek dink al hoe meer, sien ons dis entrepreneurskap daai, dis SMEs waar daar sit, en die boere kan nie sonder die waardeketting kan nie sonder die boer nie, en ek dink presies om terug te kom na jou punt toe, behalwe vir plaasbestuur op sigself, en ons het vandag weer gesien, met Jack ook gepraat vroeër, al die boere weet nie wat die regte manier is nie. Daar's slim ouens en daar's minder slim ouens. So net in terme van bestuursopleiding vir die boer self, maar baie belangrik hierdie werksgeleentheid, beroepsgeleenthede wat in die waardeketting van landbou sit. Ja, ek dink daar's 'n plek vir almal. In landbou, nie almal van ons kan bestuurders wees nie almal kan plaaswerker wees nie almal kan konsultante wees nie. En dis hoekom dit vir my belangrik is dat 'n mens gaan kyk en ek kan dalk onder korreksie praat, maar professionaliseer boerdery. Ek weet dit is 'n beroep op die einde van die dag. En ons moet gaan kyk, met ander woorde, so ek sê, dis 'n spanpoging. Jy weet, en soos jy gesê, daar's 'n waardeketting van hoe almal moet saamwerk, en my kollega hierso meer praat oor die samewerkingsaspek. Maar wat ongelooflik belangrik is, en ons het gepraat, ek dink emosionele intelligensie, en dat ons as 'n besigheidskool nie genoeg aan aandag gee nie. En wat my ongelooflik begin frustreer van die talentveld is, en daar mag ek 'n vraag vra vir die gehoor, is dat, as ek die woord sê talent, waarin dink jy onmiddellik? Vermoë. As ons praat van talent. Roger Federer. Hy's 'n tennisspeler, runs in the family. Djokovic daar in daai geval. Ons dink as sportster. Ek is iets gesê? Onbeperkte vermoë. Onbeperkte vermoë, ek smal daaroor. Wonderlik, want dit is lifelong learning. Dit is wat ons moet doen. Iemand anders. Vanuit 'n landbou perspektief, hoe definieer ons talent? Sure. Uithou vermoë, dit is baie belangrik wat jy sê. Ton per hektaar. Dis uitsette. Wat ek vir julle wil sê is dat as jy kyk na die statistiek, en ons het gepraat van artifisiële intelligensie, en ons praat begin al praat van 6 IR, en ek weet ons is nog eers amper klaar met 4. Jy weet, dit is nie 4de industriële revolusie nie. Maar byvoorbeeld 2035, die meeste geslagte vaardighede waarna daar gesoek gaan word, is sagte vaardighede. Nogal nie wat se naam soos in tegnologiese vaardighede. Natuurlik, ek bedoel, mense moet die twee, jy weet, met mekaar kan kombineer, maar dit is baie belangrik om in ag te neem. Die tweede ding wat van kardinale belang is, en wat hier sit het natuurlik ook mense wat in rapporteer, so met ander woorde, die sukses, of die toekomstige sukses van enige maatskappy of enige onderneming, maak nie saak wat die tipe onderneming jy gaan afhang van jou werknemer-werkgewer verhouding. Bitterlik belangrik. En dit, jy met ander bring terug na die menslike element. So daar's 'n groot beweging tans, met ander woorde, ja, ons wil besigheidsresultate, as 'n boer natuurlik, ons moet uitsette lewer, maar wat gebeur met die menslike element? Hoe kyk ons na die menslike element? En as ons kyk byvoorbeeld na talent, en ek wil nou nie akademiese lesing hier gee nie, asseblief, dis nie die idee nie, is dat ons het gaan kyk byvoorbeeld na wat die verskillende tipe intelligensies, en asseblief nie dink aan IQ nie, so, ek wil net kortliks dit gou vinnig vir u noem, wat kan help, en wat 'n mens kan, jy weet, soos in, hoe kan ek sê, kan toepas in verskillende areas van landbou. So met ander woorde, leierskapsintelligensie. Jy self moet jou kan lei, okay, maar iemand is ook 'n leier wat, jy weet, soos vir jou instruksies kan gee. Maar dit begin nie so by jouself. Emosionele intelligensie, ons almal weet waaroor dit gaan. Sosiale intelligensie, jy moet jou konteks verstaan, waarin jy funksioneer. Besigheidsintelligensie. Ons het vanoggend gepraat van data. Ek dink soos dit is van kardinale belang. En byvoorbeeld ook met ander woorde in 'n boerdery, jou hele waardeketting. Ons is byvoorbeeld nou besig met 'n projek water. Gaan die skaarse kommoditeit wees, gaan belangriker raak as geld.
Ek bedoel, is dit nie waar nie, so hoe werk daai waardeketting van gebruik ek water, jy weet, hoe optimaliseer ek op einde by die eindprodukte kom, as 'n boer, ek is amper klaskies job, morele intelligensie, ek bedoel, soos en ek bedoel, jy weet, hoe doen ons ordentlike besigheid, digitale intelligensie, hoe maak ons gebruik van tegnologie, en soos jy tereg vanoggend gesê het, ek is glad nie wat iemand wat, ek meen ordentlik, ek kan op 'n rekenaar werk, ek kan myself help, maar ek meen ek hoef nie 'n kodeerder te wees nie, daar's 'n support struktuur wat my kan help. Kulturele intelligensie, nou praat ek nie van diversiteit nie, ons internasionaliseer as 'n land. Met ander woorde, ons moet ander kulture ook kan verstaan. So daar's 'n pakket, soos van intelligensies, en ek het nou maar net 'n paar genoem wat 'n mens kan toepas om die talente kan optimaliseer. Maar op die einde van die dag, Jacques, wat ek wou gehoor wat ek dink baie belangrik is, dis 'n spanpoging. Reg. Soos wat ons hier sit, ek noem myself 'n pre-academics, ek staan in praktyk en ek staan ook in die akademie. Van akademiese perspektief, ja, ons het baie werk gedoen jy weet, navorsing, ons het baie gedoen om te gaan kyk, wat is talent, hoe kan ons dit toepas, hoe kan ons dit ontwikkel, maar net so is ons afhanklik van die gemeenskap, wat ons hande kan saamvat en daai ekosisteem kan bou, dat ons sorg dat mense reg opgelei word, maar nie net weer opvoeding, jy weet, vir die saak van opvoeding nie, maar ook met impak, om 'n bydrae te kan lewer, en dit is verskriklik belangrik. Ons moet heeltemal, kan ek sê, ons gedagtes, of ek wil sê 'n mindshift begin maak, in terme van waarheen ons op pad is om mense te bemagtig in die landbousektor. Ja, dis kragtig en baie opwindend. Pieter, span. Ek het nou hier geskryf, span EQ. Individue het EQ nodig, self-awareness, maar 'n span het ook EQ. Hoe werk daai ouens saam? So brei 'n bietjie uit. Ek wil sê raak aan wat Nicoline gesê het terwyl individu, maar trek hom terug na die span en jy het 'n ander ding net op dit ook. Jy het baie belangrike ding genoem. Hoe maatskappye wat uitmekaar uitval, as daar nie 'n sterk span is nie, val hy nog verder uitmekaar uit wanneer die sportspan. Ja. Kan ek miskien net so metafoor, enige boek skryf hier hoor. Ek sê ek is mal oor vliegtye. En ek sê altyd 'n vliegtuig as hy vlieg het 2 vlerke nodig. Die eerste in die besigheidswêreld, die linker vlerk is die smart vlerk. Wat is die smart vlerk? Dis al die meetgoed wat jy kan meet. Goeie finansies, goeie tegnologie, goeie produkte, al die kwantitatiewe goed. Want dan is daar 'n regter vlerk. En dis die healthy vlerk, die gesonde vlerk. En wat jy agterkoms dra maatskappye begin groei, dat hulle al hierdie linkervlerk goed intact. Great, goeie stelsel. Maar die vraag is, hoe kry jy daai 2 vlerke bymekaar? En dis wat daar in die romp van die vliegtuig moet gebeur. En dis waar ek sê, wat die smart en die healthy vlerk bymekaar kry, dis 'n funksionele span. Nie teamwork nie, functional teamwork. En Patrick Lenschow, iemand dat ek van baie van hou, sy werk is vir my so baie eenvoudig. Hy sê, wat is die eerste ding wat meeste leiers nie wil doen nie? En dis al benede hulle. Hulle wil nie verantwoordelikheid vat om hulle spanne funksioneel te kry nie. Ek sien McKinsey het nou so ruk terug 'n boek uitgebring, CEO Excellence. Ek het hom nou vir die hele direksie van VKB, ek doen baie werk vir VKB, en PG Strauss het vir die hele direksie en vir die hele Exco die boek gegee. Gelees die boek, 'n briljante boek. Dis die studie van 67 van die wêreld se top CEO's, hulle verteenwoordig daai 67 die 4de grootste ekonomie in die wêreld. En hulle almal het 6 goed in gemeen. Een van die 6 wat hulle almal in gemeen het, they make the soft stuff the hard stuff. En ek hoor so baie hierdie van teamwork en wat ook al, en dis waar my werk is om my regtervlerk van die vliegtuig intact te kry met die linkervlerk. Want vriende, jy kan al die linkervlerk goed in plek hê, maar as daar iets fout gaan, en jou regtervlerk is nie intact nie, dan val alles uitmekaar uit. Dis amper soos 'n disfunksionele huwelik. Weet, nou kan jy al die regte goed doen, maar as daar siekte is binne hierdie disfunksie, dan raak dit nog 'n groter siekte. En ek dink vir my is waar die passie van my werk inkom, is om vir jouself te sê, as jy 'n maatskappy wil groei, voor jy dink aan strategie en nuwe produkte en daai klas van goed, jou eerste job is, kry jou span funksioneel. Kry jou span reg. En as natuurlik 'n klomp metingsinstrumente om seker te maak. So my eerste vraag is, so wat beteken 'n funksionele span? Eerste ding is, hulle vertrou mekaar. Nou, ek val vir mense, so hoe bou jy trust in 'n span?
Hoe bou jy trust in 'n span? By the way, het begin met die leier. Be trustworthy. Okay, hoe doen jy dit? Life. Wel, ek kry baie leiers wat doen wat hulle sê, maar daar's nog steeds nie trust nie. Kom ek help julle gou. Daar's net een manier hoe jy trust bou in 'n span. Begin met die leier. Raak vulnerable. Erken jou foute. Sê gereeld jy is jammer vir jou mense. Erken jy kan nie alles self doen nie. Besef jy het mense om jou nodig. Dis hoekom ek my hart lê in hierdie hele om maatskappye te skakel. Ek het lank in my lewe net Sondag gewerk. Maar ek werk nou voltyds. Grappie hoor. Die Bybel praat ons so baie duidelik. Daar's oor die 2300 teksverse oor geld in die Bybel. Nee. En ek sê altyd baie min mense lees 1 Korintiërs 13 vers 13 verkeerd. Daar staan geloof, hoop en liefde. En die grootste van daai drie is cashflow. Geliefde vir die agterdeur uit. So en almal wil hulle maatskappye skaal. Maar jy kom dit agter, veral ek het in die landboubedryf baie werk met tydjie met mega boere. Hy sukkel om sy maatskappy te skaal want sy leierskapspan is disfunksioneel, want alles gaan oor hom. Hy het dan die finansies, hy het dan die ontwikkeling. So hy kry nie dit reg om daai span funksioneel te maak nie. En dit is benede baie ouens se leierskap om dit te doen. En my ervaring is wanneer 'n leier by daai punt kom, dis wat EQ op 'n manier ook is om te sê ek moet 'n sterk span om my bou. En dit is my so belangrik dis self 'n bevrydende oomblik om te sê ek hoef nie meer well-rounded te wees nie, maar my span is well-rounded. En ek dink dis 'n proses wat in plaasvind wat in baie maatskappye nie plaasvind. Hulle default hulle soek eerder die oplossing op die linkervlek. Wat belangrik is. Ja. Maar dis nie 'n of nie, dis 'n en. So kom terug na die Colleen in terme van dit klink net vir my weer en wat ons hierso probeer doen. Daar is nie die teorie wil ek sê die basic basiese opleiding is daar. Daai bewustheid selfs net om dit te weet wat jy nou gedeel het. Dis nie rocket science nie. Maar dit staan nie in 'n handboek ergens. Ek moet net twee kommentaar en jy's absoluut reg met wat ek gesê. Die eerste ding wil ek sê is as armoede by die voordeur invlieg liefde by die agterdeur uit. En dan ook jy's absoluut reg want ons grootste probleem en dit het ons oor en oor nou bewys met navorsing is dat byvoorbeeld 'n span en dan as ek nou kyk na die groot prentjie van talentbestuur misluk as gevolg van die leierskap se mindset. En wat ek wel kan sê is Jacques is dat so die hele konsep van talent het half konsultasie, jy weet tussen en dan nie in akademiese terme teoretiese oorsprong gehad. Met ander woorde dis hier net baie vinnig in die laat 90s het McKinsey & Company, ek dink julle het van hulle al gehoor, is 'n baie groot konsultasiemaatskappy, hierdie wonderlike jy weet soos 'n boek gepubliseer, The War for Talent. Want almal beklei mos om die beste talente en goedes en so aan te kry. So met ander woorde dit het popularistiese half jy weet is 'n oorsprong gehad en dis hoekom dit so sukkel, want as ons vir mense sê wat is talent, dan sê dis Britain's Got Talent, America's Got Talent en so gaan dit aan. Die bottom line wat ek wel wil sê is Jacques is dat ons het ongelooflik baie werk gedoen op talentbestuur, so daar's ongelooflike fondasiewerk al. Ons het ook gevalle studies en alles, so ons het konkrete bewyse, jy weet in terme van beste praktyke wat toegepas kan word, jy weet soos en selfs ook natuurlik 'n definisie van 'n talentvolle persoon. Maar weer eens wil ek sê is dat ons moet baie versigtig wees want die kritiek is dat jou konteks is ongelooflik belangrik. Met ander woorde, ek kan nie Amerikaanse modelle gaan toepas in Suid-Afrika nie. Ek kan byvoorbeeld nie 'n privaat, jy weet soos 'n maatskappy se talentbestuur, jy weet raamwerk gaan toepas op 'n megaboer of so iets nie. Net om jou 'n idee te gee. So ek dink ons het in Suid-Afrika en ek kan vir jou sê ons is die voorlopers in terme regtig waarvan navorsers op die hele Afrika kontinent. Jy weet in terme van daai fondament en selfs ook met leierskap. Ek wil eintlik mense pinpoint en help asseblief skryf. Daar is verskriklik baie inligting dat ons jy weet soos dit kan uitkry. So ek wil sê ja, ons het 'n teoretiese fondasie, maar ek wil met jou saamstem. Jy weet soos is dat ons het nie naaste by genoeg, hoe kan ek sê,
gevalle studies, jy weet soos van beste praktyke, beste voorbeelde van hoe talentbestuur regtig kan werk nie, en ek hou van die analogie wat jy gebruik het van die vliegtuig, jy weet soos van, en dis die boodskap wat ons moet uitkry, en dis alle mense dit gaan begin verstaan, as ons ordentlike, jy weet praktykgerigte voorbeelde ook kan begin kry, en hier is almal vandag so. Hoe moeilik is dit as ek kyk nou na kultuur? Ek wil jy dit ook as ek dink intelligensie, wat het jy het genoem, die cultural intelligence, wat ek dink selfs baie krities raak in terme van onderhandeling en so aan, of van die res van Afrika besigheid te doen. Kultuur is 'n manier van dink en doen. Dus ek het vereenvoudig. Hoe groot rol het, as jy gaan kyk selfs Afrikaanse kultuur, Suid-Afrikaanse kultuur, ek bedoel, is 'n sekere manier van dink en doen, en ek wil amper sê, dis 'n outomatiese reaksie of 'n outomatiese manier van dink. Hoe kom ons daar verby? Ek wil amper sê, om te sê, hier is die beste opleidingskursus in die wêreld, maar as ek het 'n manier van dink en doen, hier in, daar uit. Sure. You have a go. Nee, ek dink, kom ek sê, ek dink ons kyk te veel vas in kultuur, my eerlike opinie. Ek dink jy kan nie net na kultuur kyk nie, en soos ek verduidelik het, ja, kultuur is een faset van talentbestuur, maar ons moet kyk na generasies ook. En ek spot altyd en sê, jy weet die jonger generasies soos generasie Z. Jy sal hulle vandag gaan, jy weet soos in môre wil jy CEO wees en dag daarna wil hulle aftree. Dis hoe vinnig hulle wil gaan. Hulle wil nie wag nie. Dit is ongelukkig hoe dit is. En dan 'n ander ding wat ek ook vir u wil sê is, as 'n mens kyk byvoorbeeld na die wêreld van werk waar dit tans is, daar's nie meer 'n ding soos iemand gaan 10 jaar in 'n werksplek werk nie. En dieselfde kan in die landbousektor ook gebeur. Vir al die jonger generasies is dat dis projekgebaseer. Met ander woorde, jy sit vir 3 of vir 6 maande met iemand en dan gaan hy persoon. En hulle noem dit ook die talents, jy weet, currency exchange. Met ander woorde, jy verkoop jou vaardighede. Jy weet, en iemand wat die hoogste daarvoor gaan betaal. So ek is baie eerlik, en dis hoekom ek gesê talent is multidissiplinêr. En as 'n mens, ja natuurlik, mense respekteer kulture, ek meen absoluut, maar dit gaan baie meer verder as kulture. Jy moet regtig na die holistiese prentjie gaan kyk, jy weet, soos in, want ons kan nie net na kultuur, jy weet, soos in isolasie gaan kyk, byvoorbeeld ouderdom, jare, jy weet, werkservaring, byvoorbeeld jou opvoedingsvlak en goeders, kon ek sê, jy weet, soos in vlak van education en sulke tipe goed nie. En dan 'n ander baie belangrike ding ook is wat ons ondervind is dat as jy mense wil aanstel, jy weet, natuurlik het ons die meetinstrumente wat ons net van gepraat het en daai tipe goed, maar deesdae ondervind ons, jy weet, soos in dat iemand sal langer by jou bly en jy by jou bly werk as dit 'n tipe werk is wat in lyn is met jou lewensdoel of jou life purpose. En daai ding is verskriklik belangrik, en dit is wat jy ook gesê het. Jy weet, in terme van die hele, jy weet, ekosisteem binne in die vliegtuig, jy weet, tussen daai funksionele span. Daai is kritiese goeders waarna ons moet kyk. So en ek dink daai is ook vir my, en ek wil sê die laaste punt, dan kan ons 'n bietjie oopgooi na die gehoor toe. So die een ding, en ek dink dit is presies wat ons hier doen, en ek Nicoline, ek wil jou, en ek sê dit nie ligtelik of smeer jou heuning om die mond nie, maar die een ding wat jy snap, en jy is 'n visionêr met wat jy doen, is die privaat sektor het baie van die antwoorde. Die akademisie kan dit nie uitdink nie, maar jy verstaan dat daai wêrelde moet collide. En dis wat ons hierso doen, is waar daai wêrelde collide. So selfs daai wat jy daar noem in terme van daai purpose, daai dit moet geleer word, dit moet standaard word in 'n kursus wat nie bestaan nie. Hy gaan bestaan. Hy gaan nie begin. Maar dis sulke praktiese komponente wat nie bestaan in normale opleiding. Ja. Nee, ek sê altyd, you can only outperform your competitors if you outthink and outlearn them. Ja. Weet, en ek dink daai vir my is 'n belangrike ding, dat jy, daar moet ook 'n leerkultuur in jou maatskappy wees. En ek dink vir baie leiers kom leer natuurlik, en vir baie leiers is leer nie natuurlik nie. So ek dink daai is 'n baie belangrike ding. Dit is my baie interessant wat jy sê, op die ou einde van die dag koop ek in 'n kultuur in. Kultuur is 'n baie wye woord. Ek dink mense kan praat van die land se kultuur of maar ek dink vir my en is terug op die regtervlek van die vliegtuig. Dis die healthy vlek, en dit is die gesonde kultuur. Dit is wat ons sal sê altyd in teologie, die Sitzenleben, die situasie waar mense hulle bevind. Hulle maak 'n keuse om daar te wees, en die vraag is, hoe lyk daai gesonde kultuur? Ja. En dan ook as jy vir 'n bepaalde kultuur kies, want ek dink baie keer mense raak verward, want hulle weet nie eintlik presies wat beteken hierdie kultuur nie. Want 'n kultuur het 'n klomp aspekte, maar dit kan ook 'n baie abstrakte ding wees. Byvoorbeeld, ek sê dit baie keer vir mense, kultuur is ook, jy moet baie duidelik wees ook, as jy 'n maatskappy ook groei,
wat se behaviors wil jy hierso hê? Ja. Want ek dink baie keer jou waardesisteem dryf jou kultuur en daai goed is in baie maatskappye is nie in plek nie. As jy en is my lekkerte as ek na sekere maatskappye toe gaan te baie gesonde kultuur is, ek wil baie vra wat se behaviors is onaanvaarbaar en wat is aanvaarbaar. Dit is baie duidelik daaroor. En hulle rekruut ook mense en hulle stel talent in wat daai kultuur kan dryf ook. En ek dink dis waar ek baie keer vir daai CEO of daai mega boer wat ook al sê, hoe wil jy hê moet 'n gesonde kultuur wees? Ek dink en dis daai regtervlek van die vliegtuig. En dan as jy mense ook aanstel, moet jy seker maak dat dit mense is wat hierdie kultuur kan inkoop en kan dryf. En ek dink daar is baie verwarring by mense rondom hoe lyk daai kultuur of hoe moet daai kultuur lyk. En as mense ook nie optree binne daai kultuur nie, moet hy ook daai boldness hê om vir jou te sê, hoorie, jy pas nie in nie. Ja. En ek dink as mens teruggaan na Chasing the Sun toe, daai van Rassie, jy kan baie duidelik sien dat Rassie was baie duidelik oor die kultuur wat hy daar wou gehad het. Ek het die voorreg gehad om vir Dion Fourie te kon trou. Ons almal ken vir Dion. Hy sê vir my nou dat ek hom op die lughawe kry. Ek sê hoorie daai game na Skotland toe julle teen Ierland toe julle verloor het, sê Rassie was baie kwaad vir julle. Toe sê ja Pieter, julle het op Chasing the Sun gesien, dit was 10 minute. Hy het ons vir 1 uur en 'n half uitgetrap. Want die kultuur was, jy het geen ego hier nie. Dit is absoluut, en jy het nou vir Jacques Nina was 'n praatjie, was my amazing vanoggend die slide wat jy vir my gewys het rondom, maar jy moet baie duidelik wees ook oor daai kultuur. As jy 'n kultuur wil hê van ongelooflike hoë werksetiek, moet jy mense ook rekruut wat daai kultuur kan bedien. En ek dink baie keer dis nie duidelik nie, ons moet daai goed duidelik maak. Absoluut. En dis 'n proses. Ja. En dit vat 'n goeie leier om dit te kan doen, want daai vind plaas binne 'n gesonde span. Ja. Daai gesonde span besluit daai goed. Ek gaan 'n statement maak, mos mag dit nie uitpak nie, as die tyd nie. Daar's 'n ernstige recruitment probleem. Dit voel vir my recruitment op sigself is 'n dissipline wat dit is lagwekkend. Ja. Job description, daar's geen wetenskap om selfs daai regte talent in te trek. Ek gaan reguit wees nou, daar is die wetenskap, maar mense wil dit nie toepas nie. Pragtig. Ja, ek is baie eerlik met u. Daar is is briljante goed om dit te doen. Ek dink dit mense wat se naam die probleem is, en ek gaan aanhaak by wat jy sê met die kultuur. Ek dink dit is absoluut briljant wat jy gesê het, en dit is presies waaroor dit gaan, is dat mense wil nie leer nie. Mense wil nie verander nie. Een van ons grootste probleme is dat, en ek weet mense is bang vir verandering, maar ons kan nie in hierdie nuwe of hierdie lewe van ons aangaan as jy nie bereid is om te verander nie. En natuurlik is, ek bedoel nie altyd is alle verandering goed nie, maar daar's ook baie verandering wat goed is vir 'n mens. Jy weet, en ons moet begin leer, unlearn to learn again. Absoluut. Jy weet, en dis al maniere hoe ons vorentoe gaan. En ek stem ook saam met wat hy gesê het, is dat, jy weet, en daar's 'n gesegde wat sê, culture eats strategy for breakfast. En ons sien te veel, die van u wat ek meen, die woord quiet quitting, jy weet, ek van dit gehoor, wat tans in die gang is, so met ander woord, quiet quitting is dat mense begin onttrek. Jy weet, van die werksplek, want, soos jy sê, kan net nie in die kultuur meer funksioneer nie. Die uitbrandingsvlakke wêreldwyd tans is 43% vir alle werknemers, vrot kulture, jammer om dit te sê, swak kulture. En dan 'n laaste een is dat, as ons byvoorbeeld kyk na jou werksplek, die bullying, en dit is ek eintlik verlede jaar, het 'n deel geword van die Code of Good Practice, so jy kan eintlik iemand nou aankla vir dit, is dat so omtrent, kom sê so 15 jaar terug, was 74% van mense wêreldwyd bewus gewees, jy weet, soos van iemand wat geboelie word, of geboelie is, of hulle self is geboelie. Raai hoeveel is die statistiek tans? 94%, en dis onaanvaarbaar. Dit is absoluut presies as jy gesê, dit is kulture wat onaanvaarbaar is. Ek dink regtig waar mense met 'n slag begin opstaan vir hulle waardes en beginsels. Jy weet, soos in dis al manier by die basiese goeders. Jy weet, soos in dis al manier ons kultuur en goed gaan begin regmaak, en is al manier, as jy nie daai fondament en goed het dan, en ek sê baie keer, jy kan al die vaardighede en kennis hê, maar as jy houdingsprobleem het, as jy waardesisteem en goed nie reg is, jy kan ek ongelukkig met jou niks doen nie, en dit is 'n keuse. Kragtig. En dit vat ook 'n besonderse leier om daai ding Absoluut. in plek met te span. Ja. Talent En ons moet die leiers, ons moet hulle groom, ons moet hulle bou. Enige vraag? Ek het 'n vraag. Ek wil gou weet, ons praat hier oor kultuur en dit, wat veroorsaak dat die profse mening en altens
Wat veroorsaak dat daai shift in organisational culture plaasgevind het? Want dit was neem ek aan nooit 'n probleem nie. En dit die laaste 10 jaar het dit amper sê hand oor vuis het dit vererger. Wat sou hulle sê dit veroorsaak? So ek dink is die een ding nie, of tweede, vir my common sense sê, nommer 1, en ek dink ons beleef in ons land, daar is nie 'n waardesysteem nie. Okay, so, dis die een ding. Die ander ding is, ek dink swak leierskap ook. Jy sien dit tans in die wêreld, kyk wie is die leiers. Nou, leierskap tans vir my ook is 'n belangrike ding. So ek dink dit gaan vir my oor daai twee goed. Ek dink die waardesisteem is nie in plek nie en daar's nie goeie leierskap nie en ek dink nie hierdie goed is rocket science nie. Ek dink nie dis amper soos ek weet ek moet gewig verloor. Nou is ek op die volgende, dan sit keto en dan sit Slenderwander. die ding en daai ding, ek moet net minder vreet. Dis nie eenvoudig. Weet, so ek dink nie die goed is rocket science nie. Ek dink dis doodeenvoudig, goeie waardesisteem, goeie leierskap, vat verantwoordelikheid om jou span gesond te kry, doen die basics. Ja. Ek het lank in my kriket gespeel. Ek sê altyd, hou jou kop stil en speel reguit, as jy kolwer is. Of jy nou IPL speel en of jy nou T20 speel of wat ook al. Hou jou kop stil en speel reguit, dis basics. Wat nie in plek is nie. Ons soek almal mekaar iets anders te. Dankie dat jy geluister het. Philip, 'n kort antwoord is dat ek dink nommer 1 is dat ons vergeet dat die organisasie eintlik ook 'n persoon is. 'n Organisasie het ook 'n unieke persoonlikheid. En kom volg ons op sosiale media. Ek dink die groot probleem is dat okay, nou baie veranderinge plaasgevind. Ons het COVID en alles tussenin gekry en ek gaan nie op al die probleme ingaan nie, anders was baie depressief word, want ons baie positiefs ook. Is dat ons het vergeet wat ons identiteit is. Wie is ons? Nommer 1 is, wie is ons as 'n byvoorbeeld as 'n werksplek? Maar wie is ek ook as 'n mens? Jy weet, soos in waar verstaan ek? Wat is my waardesisteme? Want ek meen ons is mens ook. Jy weet, soos jy reg gesê het, hier's 'n organisasie, jy weet, soos in baie weet nie eens wat is hulle strategie nie. Baie weet nie eens waarheen hulle op pad is nie. En ek dink ons het so 'n survival mode ingegaan. Kom ons wees eerlik. En ongelukkig in baie opsigte is ons geforseer om daai survival mode in te gaan, dat ons vergeet het om net 'n stap terug te vat en net weer te reflekteer en sê, hoorie sê, dit is wie ons is, dit is waarvoor ons staan. En soos jy gesê, dis die tipe mense wat ek nodig het. Jy weet, soos jy weet, myself op my plek of my boerdery, waar ons ook al is, vorentoe te vat. En ek dink dis baie belangrik. Ons moet weer begin behaviors, ja. Ons moet begin besluit wie is ons identiteit terugkry. Ek kan net sê ja, ek is baie goed ja. Ek het by 'n organisasie gewerk wat baie toksies was nie. Dat jy sê van die waardes. Dit baie mense vra wat jy vra, baie mense word aangestel. En eers as jy geteken het, dan sê hulle dis ons waardes. Ja. Gaan jy daarmee saamgaan of nie? Wie gaan ons sien? Nee, ek gaan nie. Dit klaar geteken het. Ja, ek dink nie, dit is deel van die onderhandelingsproses. Ja. Om te sê, dit is wie ons is, dit is ons identiteit nie, ja. En as jy nie daarby gaan hou nie, dan gaan ek van jou ontslaag. Ja, presies. En vandag kan jy nie van iemand ontslaag. You hire for values and you fire for values. Ja. Dit is crucial. Ja. Ek dink die ander probleem is, ek het vinnig kan byvoeg, is dat ek weet nie, vroeër in die week in die nuus, ons werkloosheidssyfer is so verskriklik hoog op hierdie stadium en mense, ek meen, as jy kyk na jou werksomgewing, wie van ons kan werklik bekostig om te bedank? Jy weet, dan hou jy maar uit en jou maar uit en jy hoop maar dit wat se naam gaan beter word, maar ek dink ons, en dit is hoekom ons is hier vandag, ons moet 'n bietjie werk, 'n mindshift maak, met ander woorde, kom terug na wat jy gesê het, met recruitment, en ons het baie werk gedoen, byvoorbeeld, hulle noem hierdie vreeslike grand woorde, employee value proposition, talent value proposition, jammer vir die Engels, maar weer eens, waar verstaan jy, en as 'n persoon hierdie organisasie sien, moet jy 'n bewuslike besluit kan maak, en sê, gaan ek hier inpas of gaan ek nie? Ek meen, opkomende van 'n bedryfskundige perspektief. Ons het baie psigometriese toetse, jy weet, soos in om te kyk, jy weet, gaan hierdie persoon hierdie kultuur, jy weet, soos in inpas en so aan. Maar ek wil partykeer kry totale al, jy weet, soos in 'n mismatch en goed is. En dis ook om mense proaktief, jy weet, soos in dit begin met jou hele talent career life cycle, is dat proaktief begin dat jy die regte persoon daarin kan, dieselfde geld ook vir die landbou. Anderste, jy gaan met iemand sit wat gefrustreerd is en nie gaan presteer nie en jy gaan skadeloos besigheid.
Ja, ek net aansluit by haar opmerking oor dat jy 'n onderneming beland en jy miskien ongemaklik daar voel. Maar ek dink dit kan uitgeskakel word deur 'n spesifieke visie te hê en die visie te propageer en baie deursigtig te wees waarheen jy jou onderneming wil lei. En dan natuurlik daarna nog die visie, die implementering van daai visie wat so belangrik is. Maar belangrik beide, dink ek is ook om dan, as jy jou visie en jou missie in plek het, en dan jy kry inbinding van albei vlerke miskien, en jy begin pragmaties dink, om dan 'n strategie te hê, en dan jou strategie te propageer. En uit jou strategie, ek dink ek moet jy dan eintlik beleid bepaal. As jy kan. Ek dink dis soos dit in die privaat sektor werk. Dit is so met die een deel in die privaat sektor en die ander deel in die publieke sektor. Maar ek dink die verskil hier vir my tussen die twee is in die publieke sektor en die privaat sektor, dat in die publieke sektor bepaal jy eers beleid. En want jy werk met ander geld en jy werk met 'n gegewe begroting. En dan kry jy eers jou strategie en dan in daai strategie implementering moet dit dan nou effektief wees. En dit is waar die oorsigrol so belangrik is. En dit is ook waar die gedragskode so belangrik is in die publieke sektor. Is dit so belangrik dat jy kontrole het op elke sent wat jy spandeer. Want jy kan nie eintlik spandeer voordat daar nie 'n begroting is nie en jy kan net teen 'n begroting spandeer. In die privaat sektor dink ek werk dit andersom. Jy het 'n visie en jy begin jou strategie implementeer en jy hoop baie keer maar dit maak nog getroffen want jy het nou geld daarin gesit. En jy het baie meer ondernemingsgees en jy kan vinniger besluite neem. So dis twee stelle van eintlik leierskap, dink ek, in verskillende vlakke vir my. En ek het net gewonder wat die opmerkings oor dit sal wees. Oor wat? oor hoe leierskap eintlik moet aanpas in terme van die private sektor en die publieke sektor. En wat eintlik effektief is, want eintlik in die finale analise dink ek gaan dit oor die uitkoms. Jy wil graag 'n effektiewe uitkoms hê in die landbou ook. En jy moet maar die verskillende Ek weet jy sê 'n strategie. As ek aan maatskappye werk, dan vra ek altyd vir die mense, can everyone state the strategy simply? Hulle kan nie. So ek dink daar is ook waar jou leierskapspan baie duidelik moet wees. Ouens weet nie wat die strategie is. Die strategie is nie 'n plan nie. Jou waardesisteem is deel van jou strategie, dink ek. Want dit is baie spesifieke behaviors. So, dit is interessant, julle almal ken Southwest Airlines. Dit is een van die mees suksesvolste maatskappye. As jy enige ou by Southwest Airlines vra, in een sin, wat is die strategie? Dan sê hulle wheels up. Want daai aeroplane maak net geld as hy in die lug is. En elke stukkie effort is gebou rondom. So almal het clarity rondom wat ek dink jou eerste job as leier is create clarity ook. Kry span funksioneel en create clarity, reinforce clarity en over-communicate that clarity. Maar wheels up. Wat ek dink baie keer die missing link is. Of jy nou in 'n privaat of in 'n bestaan daai strategie is nie duidelik nie. Dis vaag. Jacques, ek wil graag reageer op daai vraag. Want ek dink leierskap is leierskap. Ongeag omgewing en ongeag aard van omgewing. Hoe leierskap uitspeel, daarom van bestuur. Het die myn waarin op 'n sekere manier bestuur word. En dis waarna ek uitsien met wat, en hoekom ek vandag hier is, want ek kon nie glo dat julle dit reg gekry het om die universiteit in te trek in die prosesse. Want ons boerderygemeenskap in Suid-Afrika het 'n ongelooflike potensiaal. Ja, absoluut. Dis een van die mees kreatiewe professies wat daar bestaan. As jy by Nampo rondloop elke jaar, my gesin weet, die plek waar ek eers na toe gaan, is die boereparty. Want dit is vir my so verskilbeelding van die innovasie wat in boerdery plaasvind. Die innovasie gebeur in die ruimte waar leierskap ruimte laat. Dit is een van die tekenende eigenskappe van boerdery in Suid-Afrika en ek wil sê internasionaal. Leiers kies hoe hulle optree. Jy kry weliswaar negatiewe leierskap wat nie gepas is vir die omgewing waar dit uitgevoer word. Maar as dit by bestuursvaardighede
is 'n wesenlike verskil tussen bestuur en leierskap. En die teorie, daar's genoeg navorsing daaroor kan lees al. Maar as jy vir my sê vra openbare sektor, privaat sektor, leierskap is leierskap. Dit is wat ons die leierskap doen in die domein. En ek dink dit is waar die wonderlike vooruitsig vir my is met die projek wat julle hier van stapel stuur, is dat die boerderygemeenskap toegerus gaan word om gepartner gaan word om die leiersvaardighede wat hulle het verder te ontwikkel en verder te sluit. Dis daai wonderlike diamant wat gesluit kan word en ek sien persoonlik reikhalsend uit daarna. Want ek dink dit wat julle van stapel stuur het ongekende potensiaal. Die uitnodiging is, as julle wil hê gevalle studies moet opgeskryf, gee templaan hoe dit gedoen word. Want baie mense gaan nie weet hoe my gevalle skryf. Geef hulle templaan en ek wil vir julle sê, julle gaan meer as genoeg gevalle studies hê wat julle kan goedkeur. Dan hoef ons nie Southwest Airlines te goedkeur. Dis interessant genoeg in die Harvard-spasie is dit die mees nagevolgde maatskappy as gevolg van die ikoniese leier wat daar was. Wat die besluitneming afgewendel het reg na die vloervlak toe. En dan moet ons gaan kyk na hoe ons die verskillende goed kan integreer. En dan moet ons begin werk met goed soos integral leadership en wat daarmee gepaard gaan. Dan kyk na van die goed wat daar gebeur, veral in ons kultureel diverse land. Die uitnodiging terug aan almal om deel te neem. Ons moet op 'n mini-me's aan te stel, maar mini-not-me's. Want dis die fout wat ons baie keer maak. 'n Leier stel 'n mini-me aan. Jy wil nie 'n mini-me hê, jy wil nie jy wil diversiteit innooi in die ruimte. Absoluut. Ek kan aangaan, ek het genoeg gesê, maar wil julle gelukwens. Dit wat julle nie van sal beskryf. Ek gaan blitsig wees en wat iets sopas gesê het, is absoluut musiek in my ore, want ek gaan probeer kort uitjaag. Ek is eintlik baie opgewonde oor wat ek hoor. Ek was die afgelope naweek, wat ek gesê het by die BRI en ek het daar in 4 onderwysers vasgeloop wat nou afgetree is, maar hulle is boere. En ek kan nie vir julle sê hoe lekker het ek met hulle gesels, jy weet, soos oor boerdery, maar hoe hulle die kuns vervolmaak het van onderwys na boerdery. En ek sê maar hierdie stories moet ons hoor. Ek bedoel soos dit is die suksesstories waarna ons moet luister. En ongelukkig my man, ek kan nie vandag gewees, ek is baie bevoorreg om met 'n akademikus ook getroud te wees, so ons toets hipoteses die hele tyd en stryd die hele tyd, dis in 'n goeie sin van woord. Maar 'n goeie voorbeeld om terug te kom by die opmerking wat ek gemaak het, dit is krities belangrik. En wat hy gedoen het is dat hy het sy mense laat toets skryf, byvoorbeeld oor die visie en die missie en die strategiese wat sy nou op te het. Want byvoorbeeld ons sê ons het 'n visie, maar wat is die visie? Wat is die missie? Dit is uit hulle kop uit wat som ken dit. Maak nie saak of jy in privaat of jy openbare sektor is, en jy weet wat daai visie en daai missie is. En ek wil my ook sê is dat sowel privaat soos en word ook gereguleer natuurlik deur beleide in goederes en so aan. Maar ek dink wat 'n baie belangrike punt en u het dit ook aangeraak is dat konteks spesifiek en u gaan variasie van leierskap kry. Soos u ook reg gesê het, is dat en ek dink baie keer in ons ek dink daar's 14, 15 verskillende soorte leierskapstyle. En die fout wat ons probeer maak is en sê, hoorie, hier doen 'n servant leadership, hier doen 'n transactional leadership, hier doen 'n transformational. Ons moet begin kyk, soos u gesê het, integral of 'n kombinasie van leierskap. En dan 'n laaste, en dis eintlik 'n uitdaging aan skole. Wat doen ons in skole? Ons leer ons kinders bedryfsekonomie, is dit nie? Maar ons leer hulle niks van die government nie. Wie is die grootste indiensnemer in Suid-Afrika? Ek weet die regering. Maar ons leer die kinders absoluut niks van dit nie. En ek dink dit moet dit is nou 'n ander projek. Maar ons moet teruggaan op skoolvlak dat ons byvoorbeeld weer kinders kan leer. Hoorie, dit is hoe 'n regeringsinstelling werk. En dit is waar ons ook daai kritiese punt begin mis. En dan 'n laaste punt wat ek wil maak is as ons kyk na die nasionale ontwikkelingsplan wat opgestel is dat byvoorbeeld leierskapsonderrig en byvoorbeeld in die landbousektor is nommer 1 wat die behoefte is. En dan is daar natuurlik 'n hele klomp ander. So ek kan ook net sê van ons perspektief af, ons wil hande vat
Want op die einde van die dag, dis die ekosisteem wat ons, en ons het u gevalle studies, en glo my, ons sal template gee, maar almal wat hier sit, almal het 'n storie om te vertel. Ek vat nou byvoorbeeld almal wat BEE, artificial intelligence, of finansiële mense, solar energy, as ons almal nie gaan hande vat nie, dis 'n gesamentlike poging, gaan ons nie die landbousektor vorentoe kan vat nie. Baie dankie. Verskriklik dankie Pieter, dankie Nico. Dis 'n binne. Dankie julle hoor. Ons is